Het jy ook al van oor tot oor geglimlag, vriendelik gewees, terwyl jy eintlik diep in jou hart gebroke is, seer, stikkend, teleurgesteld, bekommerd, selfs woedend, met wraakgedagtes? Het iemand jou al tot leienaar gemaak of agterdogtig gewees oor jou motiewe en jou optrede, selfs jou naam beswadder, terwyl jy weet, jy praat en jy leef die waarheid in daardie spesifieke situasie? Dis mos dan wanneer jy wil sê, God ken my hart. God ken my hart. Ja, niemand sien altyd wat in ons harte aangaan nie, maar deur die oë van God se Heilige Gees sien hy elke hartsgedagte wat hier binne leef. Hy sien die verborge vrese. Hy sien selfs die trane wat ons vir ander mense wegsteek, die trane wat nie uitloop nie, maar inloop in ons harte in. Hy sien die pyn wat ek en jy alleen dra. In Jeremia 17 vers 10 lees ons, daar sê God deur die profeet, ek die Here, ek deurgrond, dit beteken ek ondersoek die hart. So, ons hoef nooit voor God toneel te speel nie. Ons hoef nooit voor hom weg te steek nie, mooier te wees, sterker te wees, as wat ons werklik is nie. Die Heilige Gees van God, ken ons reeds volledig. Soms verstaan ek en jy nie eens onsself nie. Jy het dit al ervaar. Ek en jy weet nie eens altyd waarom ons moedeloos is, of hoekom ons sekere seer kry, net nie kan verwerk nie. Seer kry wat nog so diep bly steek. Ons verstaan nie onsself partykeer wanneer ons nie kan ophou om verbitterd te wees nie, of hartseer terwyl niks gebeur het nie, bekommerd terwyl ons nie weet waaroor nie, spanning op ons maag en ons binneste, en ons weet nie eintlik hoekom nie. Maar die Heilige Gees, die Gees van God, Pinksterfees, kan verstaan van myself, wat ek self nie eens kan verduidelik, nie eens aan myself in woorde kan omsit nie. Die Heilige Gees van God werk sagkens in die dieptes van my binneste, en hy doen dit om my altyd nader aan God die Vader te trek. In die Ou Testament lees ons van koning Dawid, wat hierdie begeerte gehad het om vir God 'n tempel te bou. Dit was die laaste groot ding wat hy nog vir God wou doen. Maar God het vir hom gesê, Dawid, daar is te veel oorlogsbloed aan jou hande. Jy kan nie die tempel vir my bou nie. Jou seun, die koning van vrede, Salomo, hy sal die tempel bou. Maar God het Dawid se hart geken, en daarom sê hy vir Dawid, Dawid, jy het goed gedoen dat dit 'n voorneme in jou hart is om vir my 'n tempel te bou. 1 Konings 8 vers 18, veral in die ou vertaling wat spesifiek praat van die voorneme in die hart. Die Here het Dawid se hart raak gesien, en dit was vir God genoeg. Maar God se Pinkstergees, sy Heilige Gees, kan natuurlik ook ons donkerste motiewe raak sien. Hy weet wanneer my hart vol kwade planne is, wanneer my hart deurtrek is van wrokke, wraakgedagtes, wanneer ek bedrog beplan. En God los ons nie net in ons seer, wat ons so wegsteek vir ander mense nie, maar hy los ons ook nie in ons verkeerde dinge nie. So diep sien God se Gees ook in ons hart. So het God byvoorbeeld gesien, onthou julle wat in nou Kain se hart aangegaan het, toe Kain hierdie wrok opgebou het teen sy broer en stilweg beplan het om
vir Abel in die veld dood te slaan, om hom te vermoor, en God het hom gewaarsku, het gesê, ek sien in jou hart, moenie dat daai gedagtes wat jy in jou hart het, die oorhand neem nie. Jesus Christus het in sy tyd op aarde, ons lees verskeie plekke waar daar staan, dat hy presies geweet het, wat gaan in die mense rondom hom se harte aan, hoe hulle hom in strikke wou vastrek, hoe hulle hom wou vang, hoe hulle hom eintlik verwerp het, maar hulle kom kamptig, vreeslik openlik luister na hierdie prediker en kyk na sy wonderwerke. En dan sê Jesus vir hulle, hoekom, waarom redeneer julle met al hierdie dinge, oor al hierdie dinge in julle harte? Byvoorbeeld Markus 2 vers 8, lees maar weer die ou vertaling, dit is in hierdie opsigte baie mooier vertaal. Hoekom oorweeg julle hierdie dinge in julle harte? Jy weet, daarom kan ek en jy maar eerlik voor die Here leef. Jy hoef nie perfek te wees nie, jy hoef vir hom niks weg te steek nie. Wees net altyd naby aan God se vaderhart. Wees net altyd gehoorsaam aan wat hy as liefdevolle vader vir jou kom gee en kom sê. Ek en jy kan maar met oop harte na hom toe kom. Ons hoef nie perfekte mense te wees nie. Ons kan in elk geval nie, want ons is nie, niemand van ons is nie. Die Heilige Gees van Pinkster wat uitgestort is oor ons harte. Hy ken jou hart, hy ken elke hoekie van jou hart. En hy nooi jou steeds nader, en hy hou nooit op om jou lief te hê nie, wat ook al in jou hart broei, wat jy ook al verander wegsteek. Pinkstertyd kom herinner vir my daaraan, dat die Heilige Gees nie net met uiterlike godsdiens tevrede is nie. Dis nie al wat God soek nie. Nie net my uiterlike aanbidding nie, maar in Pinkstertyd kom soek God se Gees mense harte. In Pinkstertyd kom sê hy, ek ken jou worsteling. Ek ken jou liefde wat jy vir my het. Ek ken elke teleurstelling wat in jou mag lewe. Ek ken jou heimlike hoop om vir my te dien, al slaag jy nie altyd daarin nie. Ek ken elke donker gedagtetjie en elke kwade plan wat jy dalk in jou hart mag koester. Ek weet dit alles, ek ken dit alles. Waar mense net jou buitekant sien, of die mooi of die lelik, maar net die buitekant sien, kyk ek wat die Heilige Gees is baie dieper. So volgende keer as jy sê, watter situasie ook al, God ken my hart, sê dan eerder, Here, deurgrond, ondersoek asseblief hierdie hart van my. Psalm 139 vers 23 tot 24. Kyk asseblief of ek nog op die regte pad is, want U ken my hart beter as wat ek my hart self ken. En dan lei U my asseblief op die regte pad. Daar staan ook, sien tog my onrus raak, sien tog die seer, al die ervarings en emosies wat ek self nie eens verstaan nie. Kom sien dit asseblief tog in Pinkstertyd opnuut weer in my hart en kom genees my hart in alle opsigte. Kom maak dan hierdie jaar Pinkster in gebed jou hart werklik waawyd oop, elke hoekie, elke kamertjie, elke gang, elke vertrek van jou hart. Kom maak dit oop voor God. En dan kom ervaar hy hoe dat hy jou hart suiwer, hoe dat hy jou hart genees en hoe dat hy jou in jou hart laat sterk word. So gaan sommer nou na 'n stil plek waar jy jou kan afsonder en waar jy jou hart kan gaan oopmaak vir God se Gees en dan ontvang jy God se volle Pinksterseën ook hierdie jaar. Gaan dan nou ergens in stil gebed, waar net God jou gebed hoor, en ontvang sy Pinksterseën. Dit is my gebed vir jou vandag, maar ook vir die res van hierdie week,
die boodskappe waarby ons saam gaan stil staan.